as ons nou praat hier van die tong, dan herinner dit ons aan die verhaal van die vrou wat iets leliks vir iemand gesê het. En sy het toe baie sleg gevoel daaroor en wou dit toe regstel. Sy gaan toe na 'n wyse man toe. Wie sy al voorheen raad gevra het en sy sê vir hom, wat kan sy doen om hierdie saak reg te stel? Hy gee haar toe 'n sak vol vere. En hy sê vir haar, gaan skud dit uit in die wind. Sy was weg, sy het uit gaan skud in die wind. En sy kom terug en sy sê vir hom, en nou, wat nou? Hy sê vir haar, nou gaan jy terug en jy maak daai vere bymekaar. Maar sy sê, dit is onmoontlik. Onmoontlik om al daai vere weer terug te kry in die sak. Hy sê toe vir haar, presies dit. So is dit ook met woorde, wat ons gesê het. Waar ons ander benadeel het, waar ons slegte of negatiewe of lelike dinge gesê het, dit is iets wat jy nooit weer kan terugtrek of kan verander. Dit bly maar dieselfde. Was jy al ooit spyt oor woorde? Broer of suster, daar waar jy sit. Het dit al met jou gebeur, dat jy iets gesê het, wat jy nie moes sê. Dat jy iemand anders seer gemaak, benadeel het, oor die wyse waarop jy met hom of haar gepraat het. So maklik, in die hitte van die oomblik, daar waar ek benadeel word, en ek terugkap, dat ek 'n persoon kan seermaak, deur die eenvoudige woorde wat ek sê. Jy kan nou baie maklik sê, so what? Almal van ons struikel tog, almal van ons val, almal van ons maak foute. So dis mos nou nie so erg nie. Waarom nou so 'n groot ding te maak daarvan, van wanneer ons verkeerde dinge sê? Liewe vriende, pas op. Ons moet oppas dat ons hierdie ding nie te ligtelik beskou nie. Die woord sê vir ons, groot skepe het 'n stang, wat hulle skies tog, perde het 'n stang, waarmee ons hulle toe hou. Selfs die wildste perd word uiteindelik getem deur daardie stang wat in sy mond is. Kan ons hom beheer en hom rigting gee en hom stuur waar ons hom wil hê. Groot skepe, die grootste skepe, waar is ons vlootmense almal? Jy weet dat die grootste skepe word gestuur deur 'n roer. As jy daardie hoe kan ek nou sê, die kleinheid van daardie roer teen hierdie massiewe skepe wat daar op die water is, moet gaan met mekaar vergelyk. Dan kan jy nie glo dit is moontlik. Kan jy glo dat daai skip op die water gestuur kan word deur daai klein roer nie. So is daar ook 'n videoetjie. Die trek van een videoetjie steek die hele Suid-Kaap skiereiland aan die brand. Soveel so, dat dit verwoesting saai wat ongeken is. Die groot probleem is, dat wanneer ons dan nou uiteindelik hierdie woorde wat by ons mond uitgaan, besef ons dit daarna, dat dit boos is, dat dit kwaad is, en dat dit gif is. Mense, hoe gebeur dit? Ons weet almal dat daar die situasies waarom dit ons gebeur het, dat dit baie keer sogenaamd uitgeglip het. Dat dit sogenaamd gekom het voor ons dink. Dat ons iemand iets toegesnou het, iemand verkleineer het, iemand afgejak het, voor ons gedink het. En ons as mense is baie geneig daartoe om dit juist te doen. Wanneer ons met die sogenaamde ding kom, en dis nie net vrouens, hoor. Dis nie net vrouens wat dit sê nie. Ek wil nou nie skinder nie, maar ek moet dit tog net vir jou vertel. En een van die grootste probleme is daar, dat dit word meeste van die tyd gedoen en gesê, daardie persoon wat sy karakter afgebreek word, of negatief van daardie persoon gesê word, sodat ek beter kan lyk. Ek maak van daardie persoon minder as wat hy is, of
of ek tas sy integriteit of sy menswees aan, sodat ek dan beter kan lyk en kan wees. Uiteindelik is dit ook wat die 10 gebooie vir ons sê moord. Dis karaktermoord wat ons pleeg. Daarom mense, ons moet oppas, dit is nie so gering as wat ons dit ag nie. Maar baie keer die dinge wat ons sê, is dit, het dit soveel naderdraai, het dit soveel skade wat dit kan doen. Die persoon van wie dit gesê is, weet dalk nie eers daarvan. En dan kom daar op 'n stadium stories by hom of haar uit, van wat agteraf gesê is, en wat hy nie kan keer. Een van die verskriklikste dinge vandag is die SMS. Die elektroniese media wat daar is. Hulle noem dit ook electronic media bullying deesdae. Wat daar dinge van kinders gesê word, negatiewe dinge van kinders gesê word, wat nooit weer teruggetrek kan word. Dis die lig in, dis die wêreld in. Almal weet daarvan. En daardie arme kinders, maar ook groot mense, ly daaronder op 'n manier wat ons geken is. Dit wat ons tonge doen, mense, dit wat ons tonge sê, is inderdaad kwaad en giftig. Daar is 'n gesegde wat sê, big minds discuss ideas, medium minds discuss events, small minds discuss people. Dink volgende keer daar. Wat is jy besig om te bespreek? Iewers in 'n gesprek, waar jy by mense is. Dis baie beter om die spel van gister aan die Blue Bulls en die Lions te bespreek, as om iemand te bespreek. Dis baie beter om idees met mekaar te bespreek. Die idee van wie is ek in Christus? Die idee van waar staan ek in my verhouding met Christus? Die idee daarvan, hoe voel God oor my as mens? In plaas van om te sê, so en so en so, is dit en dat of wat ook al. Want uiteindelik is die skade wat gedoen word, onberekenbaar goed. Keep it in mind. Rather discuss ideas than discussing people. We vinden, die woord sê ook dan vir ons, 'n fontein. Bring die brak en vars water voor. Wie van julle kuier gereeld in die Karoo? Daar is meeste van die plekke het brakwater. En tot vandag toe sukkel ek nog om brakwater te drink. Ons is gewoond aan water wat nie noodwendig uit die fontein. As kind het ek op die plaas groot geword waar dit uitgeborrel het, die water uit die grond uit. Suiwer fonteinwater. Heerlik. En nou sê die woord vir ons, geen fontein, borrel brak en suiwer, lekker water uit dieselfde bron uit. Tweede plek, 'n vye boom, liewe vriende, dra nie olywe nie. Wie van julle het dit al gesien? Ander ek gaan al baie snaaks dink as jy vir my 'n pyp bring en 'n krapjie water het. Ek sê nee, daai olyfboom vir my daar by die huis. Ek sê nee, daar's iets nie lekker nie. Dit klink net nie reg nie. Dit klink net nie normaal nie. Aan die ander kant ook, 'n druiwestok mense dra nie vye nie. Ek het dit ook gesien. Dit is 'n lekker vye wat jy konfyt kan maak van 'n druiwestok af. Dit werk mos nie so. Dit maak nie vir ons sin nie. Dit is net nie reg nie. Daarom moet ons dan sê, woorde uit dieselfde mond uit is of vrugte van die gees, of vrugte van die duiwel, soos hulle hier sê. Daardie woorde wat uit jou mond uitkom, moet genesend wees. Ongelukkig is ons baniere nie meer op met die wit het om afgewaai. Hierdie Suidooster skrik vir niks nie. Op daardie banier het gestaan, wyse mense se woorde bring genesing. Wyse mense se woorde bring herstel. Is soos 'n salf wat aangesmeer word om herstel te bring in mense se lewens. Sagte woorde blus die vuur vir kole op 'n mens se hoof. Het julle al gesien as twee mense in 'n bekleierery betrokke is?
En net die een ou besef, maar wow, hier is daar iets verkeerd aan die gang. En daai persoon het sê, ek is jammer. Ek is jammer vir my aandeel. Ek is jammer dat dit wat gesê is, ek trek dit terug. Kom ons herstel. Onmiddellik. Dus daardie heftigheid en daardie aanslag op mekaar is iets van die verlede. Sagte woorde, wyse woorde. Daarom mense, ons tong is 'n geestelike termometer. 'n Spreker het een keer by 'n mannekamp vir die paas gesê, "Dads, watch your tongues and the tone of your voice." Watch your tongues and the tone of your voice. Dus ons pa sal weet wat invloed die manier waar ons op praat in ons huis op ons kinders het. Ek wil vir julle sê, ek het al by huise gekom waar die seentjie net sy pa praat. Of die dogtertjie net sy ma. En dan later as hulle op die telefoon hulle antwoord, dan sê ek, "Hallo? Is dit ma? Nee, dis die dogter wat praat." Dit klink dieselfde, maar ook die styl, die manier van praat is presies dieselfde. En die woorde, die frases ensovoort en die manier waarop dit gesê word, mense, is duidelik teenwoordig ook in daardie kinders se lewe. Ons het hulle as het ware aangeleer. Dis mos hoe pa praat, so dit moet reg wees. Pa skree op ma. Pa gebruik lelike woorde. Dis mos die eerste woorde wat ons kinders leer. Dis lelike woorde. Ons het hier 'n besoeker op uit Duitsland uit. As jy 'n nuwe taal leer, wat is die ouens, wat doen hulle gewoonlik? As hulle stout, dan leer hulle vir jou woorde wat jy nie eintlik weet wat dit bestaan, wat dit beteken nie. Dan vind jy later uit, dis 'n lelike woord. Maar ons kinders is skerp. Die eerste woorde wat hulle optel. As pa hom so gooi hier in die huis, ma gooi hom so hier in die huis. Dis die woorde wat hulle dan op. En dan beleef hulle weet, waar hoor julle dit? Nee, juffrou. Pa sê so. Daar kom die waarheid uit. Ons kinders praat die waarheid. Daarom mense, wat ons maar net weet, ons self het geen beheer oor ons lewe. Ons het dit nie. Ons kan nou hard probeer. Dit begin by die proses waar Paulus sê, laat julle gedagtes verander word. Begin anders dink, begin anders optree, word deur die Gees beheer. Want wanneer die Gees ons lewens beheer, dra ons ook die vrug van die Gees. Dan raak ons woorde anders, dan raak die frases wat ons praat anders, dan raak die dinge waaroor ons praat anders. Dan is dit nie maar net sekere gebeure en mense waaroor ons praat nie, maar gaan dit oor sekere begrippe en dinge. Want wanneer die Gees in ons is, kan ons nie anders as dat die vrug van die Gees duidelik na vore moet kom. Dan eers kan ons die tong beheer, want ons is dan Gees beheer. Dan is onder die beheer van die Gees staan. Om af te sluit word die verhaaltjie vertel van die dogtertjie. Die pa en ma was die aand uit gewees en die kinderoppasser het by haar kom sit en haar op te pas die aand. En dis 'n dogtertjie van so 4 jaar oud. En toe die kinderoppasser nou die lig afsit en uit die kamer uitgaan, die deur is nog toe, sit sy in die sitkamer en die dogtertjie roep haar en sê vir haar, ek is bang. Dis donker. Praat net met my. Toe sê die kinderoppasser, maar hoor jy, as ek net met jou praat, bring dit ons nog geen verandering. Toe sê die dogtertjie vir haar, nee, daar kom verandering, want as jy praat, word dit lig. Alles in die donker kamer. As jy praat, jou teenwoordigheid, die feit dat jy daar is, bring lig. Die vraag is dan vanoggend, liewe vriende, wat doen ons woorde? Begin gesê, bring ons lig in die wêreld. Bring jou woorde, die manier waarop jy praat, met ander mense, van ander mense. Bring dit lig, of bring dit duisternis. Breek dit af, of bou dit op. Dit is 'n deel van die slegwordproses, dit is 'n deel van die genesingsproses. Bybel sê duidelik vir ons, dit kan nie altyd wees. Jou tong kan nie, jou tong mag nie deel van die lig en die duisternis wees.
want uit dieselfde fontein kom daar die suiwer en brakwater.